Ons gaan kort so terug verwys na hom toe. Jakobus 3. Dit is wel altyd interessant. Baie mense sien ek maak nou hulle selfoon oop, anders maak die Bybel oop. Solank jy doen wat daar staan met opregtheid. Maar kom ons lees net eers saam met Jakobus 3. Vanaf vers 1, moenie baie leermeesters wees nie, my broers. Omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ontvang, hoor mooi. Dis nie noodwendig nie die predikant, die evangelis, die pastoor, wie ook al waarby hy praat. Hy praat hier van elke ou wat sê ek's 'n weergebore kind van die Here. Hy praat met elkeen ons hier. Hy sê wees versigtig. Hoe jy mense nader met die evangelie. Want ons gaan 'n groter oordeel hê as die ou vir wie jy dit vertel het. Die duiwel weet verseker, as jy werklik die Here onder 'n rou en besef die Here aangeneem het, jy wederbaar word, en jou naam in die boek van die lewe geskrywe is, kan niemand dit uithaal nie, hy weet dit. So wat gaan ek doen? Kom ek begin bietjie met deur die Bybel te bly vertaal en kom maar misleiding in. Daar's nou 'n Bybel wat nou gaan uitkom wat uiters gevaarlik is. Ek noem dit nie 'n vertaling, dit is 'n verdwaling. Jy weet as ouers eers begin sê, jy moet sê ons Vader en ons Moeder wat in die hemel is. Sê dit klein goedjies. Enigiets wat negatief is. Enigiets wat jy kan sê jy het 'n mens wees 'n persoonlikheid aangeraak, word sonde. Dis wat die Bybel my leer, maar nou sê ouens jy mag dit nie meer doen nie. Want as jy iets preek en jy sê aanhou hy moet hom bekeer, of hy moet sy saak met die Here regmaak, of hy moet terugkom na God toe, of want daar's 'n ewigheidsbestemming, 'n hemel of 'n hel, dan is 'n mens wees aangeraak. En daarom werk hulle baie hard op die stadium om wetgewing te kry, dat ons mag nie meer bekering preek nie. Want dan oortree ek die wet, en ek kry minimum van 8 jaar tronkstraf. Dis hoe hulle begin werk nou. Dis hoe hulle begin optree, dis wat hulle begin doen. En daarom moet jy weet, Jakobus, ek gaan nou 'n bietjie meer gou so kort bietjie oor hom praat. So 'n bietjie agtergrond gee dat ons net die kennis het daarvan. Die feit dat ek en jy die waarheid wil gaan verkondig aan iemand. Ons wil die volle waarheid gaan verkondig, nie die helfte nie. Anders dan gaan ek en jy daarop geoordeel word. Dan sê hy verder, want ons almal struikel dikwels. As iemand 'n woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees. En ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk op die skepe, alhoewel so baie groot is, en daar die ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook, 'n klein lid, en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so neem dit die plek in van die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele liggaamsloop aan die brand en word vanuit die hel aan die brand gesteek. Want elkeen, hoor nou mooi, want elkeen so,
ek sny hierdie konsentrasie af in die naam van Jesus Christus. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dis 'n ondwingbare, kwaadvol, dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader. En daarmee vervloek ons mense wat na ons gelykenis van God gemaak is. Met interessantheid hier. Nie net ek en jy is na die gelykenis van God gemaak nie. Elke mens wat geskape is na die gelykenis van God gemaak. En die manier hoe ek en jy hulle gaan hanteer, ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Is ek en jy so oulik om te dink dat God kan nie iets maak wat goed is nie? Nou as ek sy skepping aanval, sy skepping sleg maak, dit wat na sy beeld geskape is, nou wie val ek eintlik aan? Dink 'n bietjie daarna. Hoor mooi sê vers 10. Uit dieselfde mond kom as seën en vervloeking. Dit my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Eenoggend sit ons, ek en Marina, voor ek in 'n ander gemeente moet preek, en ons luister na iets, en die persoon het 'n baie interessante ding gesê. Die vrou vertel die situasie van haar man. Sondagoggend, hy wil nie kerk toe gaan nie. Sy sê, nou, kom wil nie kerk? Nee man, ek gaan nie kerk toe nie, want hulle hou nie van my nie, hulle beskinder my, hulle praat agter my rug, man, ag nee, wat, klomp skynheilige ouens daai man, ek wil nie kerk toe gaan nie. Sy sê, luister, ek gaan so lank bad en reg kry, as jy terugkom, moet jy sorg dat jy aangetrek is. Kom uit, hy sit nog steeds in sy koffie drink. Sy sê, gaan jy nie kerk toe nie? Hy sê, nee, maar ek sê mos vir jou, hulle beskinder my, hulle hou nie van my nie, hulle praat dinge wat nie waar is nie, ek wil nie gaan nie. Sy sê, maar jy kan ons verstaan, want jy is nie doom nie. En daarvoor moet ons baie versigtig wees. Nou Jakobus was die halfbroer van Jesus. Na Jesus was hy die oudste een. En dan het hy ook nog 3 broers gehad, Josef, Judas en Simon. Judas was die skrywer wat later Judas geskryf het. En dan sien ons ook in Markus 6 vers 3 dat hy ook susters gehad. In Johannes 7 vers 3 tot 5 lees ons. Aanvanklik het sy broers Jesus se bediening nie goedgekeur nie. Hulle kon hom nie verstaan nie. Want hy is nou soveel anderste as hulle. Hulle wat in dieselfde huis as hy groot geword het. Hulle wat gesien die wonderwerke wat hy gedoen het, die dinge wat die manier hoe hy goed hanteer het. Maar hulle kon sy storie nie verstaan en hulle was nou nie lekker seker dat hy nou 'n verlosser kan wees nie. 1 Korintiërs 15 vers 7 wys Paulus dat na die opstanding van die Here Jesus Christus het hy persoonlik aan Jakobus verskyn. Nou Handelinge 1 vers 14 sien ons dat Jakobus net nie die Pinkster gebeure bygewoon en ervaar nie en die uitstorting van die Heilige Gees beleef nie. Maar hy ook daarna 'n sterk leiersrol begin speel het
in die vroeë kerk. Hy was byvoorbeeld die persoon wat die eerste gemeente in Jerusalem begin het. Kragtadig, radikaal. Toe hierdie oudste boetie van hom in die huis aan hom verskyn het, toe besef hy wat sy ma deurgegaan het, toe haar seun aan die kruis gehang het. En hy het opgestaan. Toe besef hy baie dinge dat dit 'n waarheid kan wees. En hy het in so vol oorgawe aan Christus begin glo en die werk van God gedoen, dat hy was bekend gestaan in Galasiërs 1 vers 19 deur Paulus in Lukas Handeling 15. Hy het hom gesien as die sterk leier van die pilare van die kerk, van die vroeë kerk, en dat hy 'n leidende rol gespeel het. En toe Jakobus hierdie brief geskryf het, het hy dit aan die 12 stamme geskryf, wat reg oor die wêreld versprei was, maar sterk onder vervolging. As jy gaan kyk van Jakobus 1 aan, dan sê hy, ag, dit louter vreugde, broers, as allerhande versoekinge oor julle kom. Dis nou mooi woorde om vir ou te sê wat nou swaar kry. En hy word vervolg, en hy word gemartel, en sy mense word doodgemaak. En hy sê, ag, louter vreugde. Jy sien, maar toe het Jakobus al klaar begin ervaar om bietjie verder te kyk as net nou. En ek wil vandag vir u as weergebore kind, van die van u wat hier sit en is weergebore, ek wil u een ding sê. Vervolging is deel van ons lewe. Vervolging is deel van my en jou lewe, ons moet dit weet. Want die Here sê, Here Jesus het in Johannes self gesê, omdat die wêreld my gehaat het, sal hulle julle ook haat. En as ons verder kyk na Jakobus se lewe, het hom ook self beskryf, en almal het dit ook gesê, as jy kyk na die ander briewe, hy is 'n diensknegt van die God en die Here Jesus Christus. En toe hy hierdie briewe aan die 12 stamme in die diaspora gerig het, het hy eintlik vir hulle 'n waarskuwing en 'n bemoediging gegee. Omdat hulle die Here Jesus vervolg het, sal hulle ons ook vervolg. Maar deur swaar kry, leer die Here vir my en vir jou wat hy kan beteken as ons hom soek. Hy sal ons laat swaar kry tot ons sy aangesig gesoek het. Daarom sê Psalm 172, staan uitdruklik, Here, ek verstaan dat ek nou swaar gekry het, want nou het ek die insettinge beter leer ken. As dit elke dag net goed gaan, gaan jy regtig die Here soek. As jy nie besef, hy is jou herder en jou leidsman nie, dan gaan jy foute maak. Daarom sê Spreuke 3 vers 5, moet jou nie self sterk hou nie. Vers 6, maar ken my in al jou weë, en ek sê op baie vir jou gelyk maak. Jakobus het ook bekend gestaan as die disipel met die kaneelknieknoppe. Min mense weet dit, maar goeie navorsing en verklarings het dit duidelik gebring, want hy is voortdurend op sy knieë gewees voor God. In totale afhanklikheid. Ek en jy kan nie eens asemhaal op ons eie nie. Dis God wat die asem ingeblaas het, en dis hoekom jy jou asem uitblaas as jy sterwe. Want die lewe wat God daar gesit het, gaan uit.
En dis wanneer ons weer tot die stof terugkeer. Waardeer u en ek dit? Hoe benoud voel jy as jy ewe skielik swaar asemhaal? Sê my. My skoondogter het sistiese fibrose. Sy is daarmee gebore. Sy het eendag vir gesê, pa, haal net deur 'n strootjie, haal net so 'n bietjie asem. Dan voel ek. Maar deur krag en gebed en vertroue in die Here het hy goddelike wonderwerk gedoen in haar lewe ook. Ek en jy waardeer baie maal nie wat God vir ons gee nie. Totdat dit wegvat. Dan is hy nou die bad guy in die verhaal. Want waar is God toe dit gebeur het? Hoekom het hy dit toegelaat? Miskien moet ek en jy begin vra, wat wil hy vir my sê? Wat wil hy vir my sê? Hy ken die pad vorentoe. Baie van ons is gesond en ons kan beweeg en daar's mense wat begeer om net 'n hek te kan oopmaak. En ek en jy klaar as ons dit moet doen. 62 na Christus het hy 'n martelaar dood gesterf. Jy sien, volgens die mensdom het hy een probleem gehad. Hy kon nie stil bly oor die evangelie nie. Hy kon nie ophou praat daaroor nie. Want hy die ou mense het altyd sê, ons moenie met die Bybel onder die arm loop nie. Man, ek loop eerder met hom onder die arm en in my hart. As sonder hom. Ek is eerder saam met hom in die woestyn, as sonder hom in 'n paleis. En ek kon nie stil bly nie. En hulle het besluit, die geestelike manne, hierdie man moet dood, het hom gemartelaar nie gewerk nie. Want terwyl hulle ons slaan, dan preek hy nog steeds vir hulle. Gooi my asof van die tempel se muur af, toe hy daaronder lê, toe preek hy nog steeds vir hulle, toe gooi hulle met klippe en slaan hom met stokke dood. Dit is die haat wat Satan vir my en jou het. Want hy het eenmaal gesondig en hy was nooit vergewe nie. En daar is vergifnis vir al ons sondes. Ons is na God se beeld geskape, hy nie. Die oomblik toe jy jou hart vir die Here gegee het Satan oorlog verklaar teen jou. En as sien hierdie boek wat hy geskryf het, Jakobus, die eerste hoofstuk handel oor die beproewing en die versoeking. Tweede hoofstuk, hoe om die waarheid uit te leef, naamlik geloof en liefde. En geloof en werke wat daarbey pas. Hoofstuk 3, weers van die tong. Hoofstuk 4 handel oor die vredemakers en nie die moeilikheidmakers nie. Onthou die vredemakers, nie die vredesoekers nie. Daar is baie vredesoekers in die wêreld, maar as die vredemakers nie. Nou wil ek praat oor die tong. Hoe mooi is jou tong? Hoe mooi is jou tong? Jou gesig kry aandag, maar jou tong nooit. Jou gewig kry aandag, maar jou tong nooit. Jy sal self die dokter gaan sien as daar fout met jou tong is. Dit is interessant. As jy by die dokter kom en sê, vir jou steek jou tong net bietjie uit. Want jou tong weerspieël wat in jou liggaam aangaan. Daar is nie skoonheidsmiddels wat jy op jou tong kan laat sit dat hy beter lyk nie. Jou tong kyk jou liggaam se gesondheid aan en dit wat in jou hart aangaan.
Die vraag is net, aan wie behoort jou tong? Aan wie behoort jou tong? Jy moet een ding onthou. 'n Tong kan 'n dieper meswond steek as wat 'n mes kan. 'n Meswond word nog gesond gemaak, kan behandel word. Maar daai tong slaan nie emosioneel in die hart vas. En daar's net een pil wat hom kan genees en dis die gospel. Hoeveel mense sit nie vandag daar om dit wat jare terug vir hulle gesê het of ons kind vir hulle gesê is, wat hulle harte seer gemaak het, wat vandag nog nie gesond is nie. Baie van hulle is kinders van die Here, maar hulle sukkel om oorwinningslewe te kan kry. Want as jou hart nie aan die Here behoort nie, gaan goed uitkom soos jaloesie, eie wysigheid. Wêreldse bekomme en begeertes gaan oorheersend wees. Die Here het nie aandele in waar jy soek hom nie. Onheilige gedagtes en idees. Daar gaan wanhongere wees in jou lewe en ook in jou geestelike lewe, want dan is jy op en dan is jy af. Dan gaan dit goed, dan gaan dit sleg. Bitterheid. En onvergewensgesindheid. Hoeveel mense sleep dit nie agteraan al vir jare nie. Vir jare lank loop hulle met hierdie las op hulle skouer, dat hulle kan nie vooruitkom nie. Party sê maar ek het die Here, ek het hulle vergewe. My vraag aan jou is nou, het jy jouself al vergewe? Dis waar baie van ons dit mis. Ons vergewe ons nie self vir wat ons gedoen het. Ons weet die Here het ons vergewe, ons het bely, maar jy het jouself nie vergewe. Ja, dis nou maar my lot. Ja, baie ouens beland in die woestyn omdat hy homself daar gesit het, ander ouens beland daar omdat hy die Here volg. Onvergewensgesindheid is 'n kanker. Hy vreet aan jou binneste. Daar's baie mense wat dalk hier sit of nou na my luister, wat seer het as gevolg van wat iemand vir hulle gesê het. Kindertjies het seer gekry toe hulle klein was en na ma en pa is miskien oorlede, dan sê die ander, "Pewe, jou ma is tog dood. Pewe, jou pa is dood." Sny in 'n kind se hart. Ek was baie gespot oor my rug. Ou bochel. Kook by deze heilig. Sê ek, ma, wanneer gaan dit ophou? Die sê sy, my kind, dit was staan 5. Eendag as jy in die hemel is jy gesond. En daar het my hele siening, ek was nog nie toe gered nie, maar daar was my hele siening geswaai. Ek het baie gehuil as kind. Die ou mense het my snaaks kyk, die heilig. Dat my gespot daaroor. Tot my ma eendag van sê, kom sit ek met jou praat. My kind, vir 9 maande was jy 'n dreigende miskram elke dag vir daai 9 maande. En ek het elke dag sê, Here, ek gee hierdie kind vir U. Ek is een van 7 kinders. En ek was baie lank die swart skaap in die familie. Tot die Here hom kon wit paint het. Baie van julle sit dalk vandag hier. Oor dingetjies wat vir gesê het toe jy klein was. Jy het nog nooit oorwinning gekry nie. Jy weet ook baie keer nie hoekom nie. In moederskoot sukkel baie mense want
Daar was na dat hulle probeer het dat hierdie kind moet geaborteer word. En nou oorleef hy. Dan kom daar sekere trauma en toestande in hulle lewe na vore wat hulle groter is en hulle weet nie waar kom dit vandaan nie. Nehemia het voor die Here gesê, Here, ons vaders het teen U gesondig. En ons ly as gevolg van hulle ongeregtigheid. Baie van ons betaal die vrugte wat baie van ons ouers gedoen het. Ons weet nie wat hulle gedoen het nie. Jy weet wat wonderlik, wat sê daar in die 10 gebooie? Buite die feit dat hy sê die sonde sal die derde en vierde geslag soek vir die wat my haat, maar sê die volgende teks. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet. Maak nie saak wat hulle gedoen het, jy kan gered word. Jy kan daarvan vrykom. Mense gewerk wat meer in inrigtings in hulle lewe was as wat hulle by die huis was, as gevolg van die woorde wat 'n oom en 'n tannie dalk gesê het toe hulle klein was. Toe hulle met hulle gevoeroetel was, ek werk met 'n dame van 65 jaar oud. Toe sy 5 jaar oud was, het die oometjie met haar gelol en hy het gesê daai woorde, dis ons geheim. En as jy uitpraat, gaan niemand jou glo nie. Al die jare het hy ding vasgesteek, tot sy daai dag toe saam bid, en sy bid daaroor en sy sê vergewe hom. Toe kom sy vry vir die eerste maal in haar lewe. Hoeveel van ons loop jy daar as gevolg van die tong van ander mense? Hoeveel mense loop jy daar dalk en kry swaar as gevolg van jou tong en my tong nie? Want jy sien baie keer ons verstaan, ons tong hou op ons verstand ons vooruit. Ons dink nie eens voor ons praat, ons sê sommer net. En nou het jy sê, oeps, maar eintlik wou jy man. Skinder. Wie dis hartseer om dit vir julle te sê. 'n Christen kan skinder hoor. Daar in die gebedsgroep, daar waar ons stel om dinge geheim te hou te word, vertroulik gedeel word. Ai. Ons moet bid vir Marie se kind hoor. Sy is swanger, sy is maar nou 13. Die duiwel is lustig, man, jy's skinder. Onder gebed skinder jy, want was dit jou kind het jy stil gebly. Hoeveel van ons stap na 'n erediens uit en ons gaan drink koffie? Dan vorm ons 'n groepie en dan skinder ons. Of het jy gehoor? Wie waarsku? God swyg soms, nee, maar hy slymer nooit nie. Wat jy saai, gaan jy maai. Selfs na jou redding. Daar was oes op die land en hy kom nou op. Al verskil is 'n wonderlike verskil as jy kan saam met die Here daardeur gaan. Maar kan jy met eerlikheid vandag sê, ek skinder nie. En wanneer gebeur dit wanneer die Heilige Gees jou motiveer? Oor die hulp is ook om genade. Hoe groot God se genade is. Wil jy weet of jy werklik vervul is met die Heilige Gees? Die teken dat iemand vervul is met die Heilige Gees is, hy sal 'n passie hê vir verlore gaande siele. Het u en ek 'n passie vir verlore gaande siele? Van 92 wat ek in die tronke met hulle werk. Die laaste paar jaar was almal reeks moordenaars.
Hulle is so omdat hulle nog nooit vir Jesus leer ken het nie. Maar nog niemand het hulle gaan vertel nie. Of hulle kom uit 'n huis uit waar daar skyn van godsaligheid was, maar die werke daarvan verloor is. As die Here in jou lewe is, die vrug van die Gees sal daar wees, eerlikheid, opregtheid ook en sagmoedigheid. Jy wat vandag my stem hoor, ek wil vir jou dit sê, die Here wil jou tong gebruik. Die Here wil jou tong gebruik, want hoe gaan hulle hoor as daar nie iemand is wat hulle gaan vertel nie? Ons is daar 1 jaar onder in Mosselbaai op vakansie. Bid maar baie vir die omgewing, daar's verskriklike moorde op die oomblik. Met al die dinge wat nou aangaan in die land. Vroeg die oggend hoor ek, maar hier is iemand het 'n ding aan het preek, moet jy dit preek, en dit gaan aan. En dan kom agter is 'n kleerling wat op sy fiets ry. Dan sê hy die evangelie so uit. Hy het 'n goeie installasie vir homself gemaak. Hy het letterlik haar 'n hele radio-kasetspeler en al die CD-spelers met 2 luidsprekers voorop en dan ry hy met die fiets. Dan trek hulle hom af, dan kla hulle hom aan vir rusverstoring. Of sy musiek is te hard. Hy sê, maar ek kan nie anders doen nie. Nou, hy sit in die tronk. Dan kom hy maar weer uit. Dan party ou steel sy fiets met die hoop om hom net uit die pad te kry, dan skenk iemand anders vir hom 'n fiets, en dan selfde storie, daar gaan hy weer. En op die strand maak hy die sand, geestelike sketse. Ongelooflik, jy kan dit nie glo nie. En dan speel hy sy preke en sy musiek, en dan sê die restaurant, asseblief sit daai ding af. Jy pla die mense wat wil eet. Sê, dis reg, hulle moet kos kry, maar hulle moet geestelike kos ook kry. Nee, ja, op die ou end het hulle dit ook nou weggevat. Hy is basies bedlend op die oomblik. Maar die dag, as daar 'n geleentheid is, dan is hy besig om die evangelie te versprei. Wat 'n verskoning het ek en jy kan nog sê ek is te oud, maar nie is te oud om te bid nie. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Ek en jy besef nie wat se krag dra die woorde wat ek en jy spreek nie. Kan positief wees, kan negatief wees. Romeine 10:9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ek werk eendag met 'n ou in die gevangenis wat op pad is om 'n parol te kry. Want hy sit daar, want sy dogtertjie, hy is juist daar gewees omdat hy sy dogtertjie seksueel misbruik het. Maar hy het haar so oortuig dat as haar pa nou uit die tronk uitkom, dan gaan hulle 2 trou. Hy is 'n totale ateïs, wil niks van die Here weet nie. Dan sê nee, maar hy glo nie die Here nie. Ek sê maar, jy lyk nou 'n man wat 'n uitdaging vat, 'n challenge. Ja. Ek sê maar, ek daag jou nou uit sê, Jesus Christus, as jy werklik bestaan, kom oortuig my. Dan sit hy daar. Jesus, where are you? Nou smile ek en hy sê, kom glimlag jy. Ek sê, almal by die naam van die Here aanroep sal gered word. Almal wat hom soek sal hom vind. So met wat hart jy dit ook al gedoen het, jy moet een ding verseker weet, jy het 'n afspraak met die Here, my maat. Ja, toe het hy geweier om my verder te sien. Dan sien ons in vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Vers 13,
Elkeen my naam van die Here aanroep sal gered word. Wil ek dit gou vir julle lees vanaf vers 14 hierso, Jakobus 3. Kom ons lees vanaf 13. Wie is wys en verstandig onder julle? Hoor mooi, wie is wys en verstandig? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedigheid en sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bitter afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Vers 15, dit is nie die wysheid wat van bo afkom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar julle guns en selfsug is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelewend, vriendelik, seglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveinsd. Vers 18, en die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. God wil jou die evangelie deur jou tong laat uitgaan na ander. Jakobus rig hier baie interessante waarskuwing aan Christene aangaande hulle tong. Wat beweer Jakobus daardeur? Hy sê jy kan en wil as jy toelaat dat die Heilige Gees jou tong gebruik. Nou hoor nou mooi. Jy kan of jy wil. Dan sê vir die tweede punt, dat jy kan toelaat dat Satan jou tong ook gebruik. Want hierdie Christene, ons moet waarsku waar versigtig wees waaksaam. Wat sê jy? Hoe tree jy op? Hoe hanteer jy mense? Hoe doen jy besigheid? Christene is baie ingestel om foute van ander raak te sien hoor. En baie dink ek is langer 'n kind van die Here as jy, so jy kan my niks vertel nie. Pas op. Daar's 'n demoon, ons noem hom die fault-finding spirit. Hy vind fout met alle Christene geestelike aktiwiteite. Al wat ek vir jou kan sê, dis ongehoorde boosheid van jou tong. Wat kan maak of God jou kan gebruik of nie. Jou tong is daar as kind van die Here. Dat dit nie net moet goed of kwaad doen nie, maar hoor nou mooi, baie Christene maak dit doen, hulle doen die goed en hulle doen die kwaad. Nou kan ek nou dit sê. Ek werk eendag met 'n jong meisiekind. Sy sukkel om 'n volle oorgawe te kom. Sy sê, oom, jy weet, my pa, ons is die hoofouderling nie. Maar oom, laat ons nou in daai kar klim. Dis 'n ander ou wat die lang gebed het net. En oom, weet jy wat? As ons by die huis kom, en ek gee hom nie sy seks nie, dan hang hy my in 'n natsak op, tot ek sal sê, ek is jammer pa, dat ek nie gesê het. Met daai besigheidsman doen ek nie meer business nie. Hy het my besteel, hy het my bevark. Baie mense gebruik ons die naam van Jesus om besigheid te kry. Pas op, enigiets kan verkeerd gaan. Jy kan ook onskuldig wees. En dinge kan verkeerd loop. Ek deel baie hierdie voorbeeld. Ek is baie vroeë jare in 80er jare was ek in die makelaarsbedryf. Ons was die eerste ouens wat destyds by Atoomenergie Koöperasie ons werk verloor het as gevolg van hierdie sogenaamde daai tyd seker maar BE wat ook ewe. Omdat en ons kry dit nou 'n paar rand aan. Ek sê dis baie geld, ons gaan lank lewe hiervan man. En nou soek ek werk. Kry nêrens werk nie. Almal het daai storie gehad dat jy is te hoog gekwalifiseer, jy weet ensovoorts. Maar weet jy wat? Toe sê ek heeltyd,
Ek sal alles doen, Here, maar versekering, no ways, daar's nie 'n manier nie. En dis toe presies waar die Here my laat beland. Nou gaan dit swaar. Want ek verkoop meer ewigheidsversekering as wat ek polis verkoop. Want ek sê net, hoe kan ek hierdie ou polis laat verkoop? Hy het dan nie kos in sy huis nie, ons moet sorg dat hy kos het. Die Here, my doen jou werk en op die regte tyd. Dan gaan jy in met die evangelie. Daai jaar het ons nog so met die hand gaan aflewer vir die ou, né? Dan sê ek, hoor, hier is jou kontrak, hoor, baie dankie. Ek sê, hoor, maar ek wil jou vertel vir Annie, sy ander lewensversekering, nee, kos jou niks. Wat? Dan begin ek met die ewigheidsversekering. En ek het baie daar vir die Here gesê, Here, het jy nie vir my 'n ander job nie? Ag, binne 'n halfuur bevestig die Here en dan gaan ons maar weer aan. En eendag daar in Sunnyside in Pretoria, die ou Southern Life, ek het nog vir hulle die versekering gedoen. Ek sê, die Here, U moet vir my leiding gee. Ek doen hierso, ek doen die werk, want dis wat U wil hê ek moet doen, maar U weet waar my hart is. Maar die Here sê, maar jou hart is ook mos daar. Jy doen jou werk en dan doen jy die evangelie, so wat is die probleem? Maar ek sê, Here, gee my 'n teken. Daai oggend stap daar 'n jong meisietjie van die ontvangs en sy sê, hoorie, ek stap nie hier uit vandag nie voor jy my gehelp het om by Jesus uit te kom nie. En ek lei daai kind deur die Here se genade na hom toe, en die volgende oomblik is soos 'n hoorbare stem sê die Here vir my, jou tyd hier is verby. En binne 'n week skuif die Here my. Die vraag is net, wil ek en jy die Here dien op ons voorwaardes of op sy voorwaardes? En wil ek jou vra, hoe beleef jou kinders jou by die huis? Hoe beleef jou familie jou by die huis? Sê die vrou daar, huwelik is nog gemors. Dis die man ook daar, ek hou daarvan om eers met die vrou te praat, dan die man of die vrou, en dan albei saam. Dan vra ek die man, dan sê die vrou, dan sê ek, hoorie, het jy met jou vrou geslaan? Nee. Dis een ding wat ek onderneem het, in my lewe sal ek dit nooit doen om my hand op my vrou te lig nie. Nou, kyk hy vrou se gesig so. Sê, weet jy wat? Plaas dat hy my liewer slaan met sy vuiste, as met sy mond. Daar's baie mense wat sê, hoekom het ek hom man nie liewer met geweld geslaan nie? En nie met die tong geslaan nie. Verstaan nie wat ek vir sê? My en jou lewenswandel. Dit wat ek en jy sê, wat by hierdie mond uitkom, want hier kom uit wat in die hart aangaan. Daar's nie ding van oomblik van swakheid nie. Nee, dit was daar. Dit hoort nie daar nie. Party man sê ook vir my, hoor, die plaas vir my is liewer met haar naal skrap as dat sy met daai tong van my bykom. Ek hier vra, vrou, beleef God jou? As hy na jou kyk en hy hoor wat jy sê. Verheerlik dit hom? Of sê hy het verniet gekruisig? Wat jy nie? Is jou ja en nee? Ons maar pas op, kinders het die manier, jong. Hulle weet wanneer pa gaan nee sê, maar ma sal ja sê. Hulle weet wanneer ma nee sê, pa ja sê. So wat in toe gaan hulle? Hulle gaan na die een toe wat ja sê. Daarom is het belangrik dat man en vrou moet besluit wat is ja en wat is nee. Ons wyk nie af nie. Nou ons 7 kinders het baie dae 'n bietjie woelig in ons huis gewees het. Nou hardloop ons met my ma weg. Ek kryf ons agter in die bos weg. Boetie, moenie worry nie.
Vanaand as jy in daai badkamer kom en almal is daar in die bad, die laities klim ons almal saam in die bad. Dan kom sy in, my pa het so 'n Duitse belt gehad wat hy die Tweede Wêreldoorlog saamgebring het. Dis sê o ja, julle het ons vanoggend vir my weggehardloop, nê. Nee, jy sal weet wat voel so 'n ding op jou nat lyf, nê. Of 'n ma of 'n pa sê, wag tot jou pa of jou ma vanaand by die huis is. Dan loop hy kind heeldag en hy wonder, ek het vrees. Een man het my sê, ek het geweet, as my pa by daai hek instap, of ek moet weghardloop, of ons veilig is. Wat by hy mond gaan uitkom. Pa en ma maak beloftes aan kinders. En kom dit nie na nie. Ouers is baie lief om kinders te bring. Dis nou 'n probleemkind hierdie. Nou ons het probleemkinders omdat ons probleemouers het. Maar daar's nie al die ouers se probleme nie. Ma bring so 13-jarige sussie sê, hoor asseblief, help net hierdie kind. Ek sê ek kan hom nie help nie, maar die Here gaan hom kan help. Ek sê vir hom seun, ek sê kan ek alleen met hom praat? Seun sê my, hoekom is jou hart seer? Dis gewoonlik maar reining van iewers verwerping, hartseer, pyn, ellende, trauma, al die goed wat 'n kind sou laat optree. As jy weet oom, my pa elke middag as hy by die huis gekom het, hy het motorfiets gery. Dan stop hy en dan speel ek en hy op die gras. En toe een middag toe kom hy nie terug nie, toe hy dood in 'n ongeluk. En die oom weet, die dag toe hom begrawe. Almal huil, almal vertroos mekaar, maar weet jy oom, niemand het my getroos nie. Wees versigtig. Moenie dink hy kind weet nie of ervaar dit nie. Wees versigtig. En as jy 'n belofte aan jou kind maak, kom dit na. Ken jou kinders jou as iemand wat 'n geheim kan bewaar? Ken jou vriende, vriendinne jou soos iemand wat kan stil bly, hulle kan met vertroue na jou toe kom en die diepste dinge van hulle hart met hulle kan deel en saam te bid? Kan hulle jou vertrou? Ken jy 'n persoon wat 'n geheim kan hou? Dit laat my dinge spesifiek die leraar en die ouderlinge saam by mekaar kom sê, broers, ek moet iets vandag bely. Ek is eerlik. As daar 'n mooi vrou in die kerk sit, dan sukkel ek om te konsentreer. O, sê die ander, ja nee, dominee, ons of jy moet bid. Ja, sê die ander ene. Ek is eerlik, ouens, as ek kyk kollektes opneem, ek begeer geld, ek kan nie wag om, weet ek dis net te veel lekker. En die derde een sê, ja broers, ek moet eerlik wees, ek is 'n probleem, ek skinder en ek kan nie wag om hier uit te kom nie. Is jy nie dalk so nie? Gaan jy daarvan hou as ander mense jou beskinder? Dan baie keer is dit nie die waarheid nie. Maar die storie te gaan, hy sê 'n veld brand, hy het brand. Wat sê die Bybel? Ek moet 'n ander hanteer en behandel soos wat ek verwag hy moet my doen. Die woord sê vir ons duidelik, onsse Vader, vergewe my my skulde soos ek beskuldenaars vergewe. Het jy al gedink hoekom party van jou goed nie van jou kan afkom nie? Daar's dalk iemand wat jy nie kan vergewe nie. En nou betaal jy die vrug. Want die Here kan jou net vergewe soos wat ek en jy bereid is om te vergewe. Ken die mense jou so wat kan sê ek is jammer as jy verkeerd was. As jy eerlik met jou tiende, met die geld wat God jou mee vertrou. Hy vra net 'n tiende. As hy moes 9 tiendes kry en ons moes van 'n tiende lewe, hoe sou ons dan gevoel het?
Dit gaan oor gehoorsaam. Is nie dat God het ons geld en dinge nodig nie. Gaan oor gehoorsaamheid. Eva het nie seks met Satan gehad nie. Sy was ongehoorsaam. Dis al wat daai boom was, dit ongehoorsaamheid. Dit was niks anders nie. En wat was die prys van daai ongehoorsaamheid? Die hele wêreld verdompel in sonde. En as ek en jy 'n ander nie kan vergewe nie, hoor nou mooi wat ek vandag vir sê. Jy is sy of haar slaaf. Jy is sy of haar slaaf. Hoor jy van haar, sien jy van haar of hom of wat ook al, dan bars almal om jou. Ons moet net een slaaf wees en dis die slaaf van Jesus Christus. En as jy nou daarvan hou of nie, die Here het vir daai een wat jy voor kwaad is ook gesterwe. Iemand het nou vir my gesê, man, as daar ander klere is in die hemel is, gaan ek liewer hel toe. Sê ek, jong, ek het 'n surprise vir dan die hel is van hulle ook. Sê jy my nou maar kies. Klop jou lewenswandel met jou geloof. Jy weet die tong bepaal of jy 'n pragtige persoon is of nie. Hooglied 4 vers 3 sê die tong maak 'n doodgewone persoon 'n besonder pragtige mens. Spreuke 16:24 die tong kan wonde en kneusplekke genees. Spreuke 15 vers 1 die tong kan 'n opvleende geaardheid kalmeer. Spreuke 10:21 die tong kan die weg wys na God. Spreuke 10:11 die tong kan nuwe hoop en lewe gee aan 'n verlore siel. Nou wat gebeur as die Heilige Gees nie jou tong beheer nie? Hoor nou mooi. Die tong kan jou huwelik maak of breek. Hy kan jou huis 'n paradys of 'n woestyn maak. Dit kan jou kinders van ander na jou kinders of van jou wegstoot of na jou toe trek. Selfs met mense, jy kan mense van jou wegstoot of jy kan na jou toe trek. Hy sê, daai ou ding, hy is dit bombasties. Dit is 'n groot man, hy het 'n klein hartjie. Pas op. Seerkry kan maak dat jy bombasties optree op 'n ander manier. Die tong kan 'n vriendskap bind of ruïneer. Dit kan 'n so goeie saak laat ondergaan en 'n slegte saak laat voortgaan. Dit kan genees of doodmaak. Dit kan mense na Jesus toe aantrek of van hom af wegstuur. Dit kan God eer of vervloek. Dit kan potensiale selfmoordenaar red. Of dit kan iemand na selfmoord lei. Dit kan 'n blywende indruk op mense maak en jou geestelike karakter kenmerk. Die vraag net in jou, ons gaan nou begin afsluit. Wie is in beheer van jou tong? Jyself? As jyself is die duiwel in beheer van jou tong. Of is dit Jesus Christus? Jy moet een ding onthou. Hierdie lewe is maar net 'n deurgang. Hierdie is maar net 'n deurgang. Hier is 'n lewe hierna. Ten minste gaan jy voor die wit troon voor die oordeels verskyn nie, hoor. Daar's 'n regterstoel waarvoor jy gaan staan, ek. Hierdie is maar net 'n tydelike. Elkeen van ons wat hier sit, het een en dieselfde afspraak. En dis die afspraak met die dood. Al wat jy so dood sal sterwe en is die wegraping plaasvind, dis al. Maar elke mens wat nog ooit gelewe het en nog sal lewe en nou lewe, het dieselfde afspraak. Die afspraak met die dood. My en jyne kan vandag wees.
Ek sê nie met David nie. Ek was besig om te preek toe draal hom dood uit die kerk uit. Net so. Geen waarborg dat ek en jy vandag al veilig by die huis gaan kom nie. Niks. Daar's nie 'n waarborg nie. Hierdie is 'n tydelike. Hierdie is 'n goddelike vergunning dat jy jou saak met God kan regmaak voordat jy sterwe. En God het 'n belofte. As jy jou Handelinge 16 vers 31, as jy jou bekeer, sal ek jou en jou hele huis gesin red. Die dag toe ek my ma moet begrawe. Toe ek die boodskap voorberei, toe kom ek op my pa se Bybel af. Jesaja staan daarbo geskrywe, Hendrik en Johanna gee hulle hart vir die Here. En elke een dan sê hy, ek sê jou red, en die se kinders red, en die se kinders red, en so kan ons afgaan. En almal wat daai dag in die kerk gesit het, toe ek haar begrawe. Almal behalwe die babas, het 'n getuienis van redding gehad. My dogter se jongste enetjie, sy is nou 10. En nou daar kom en sê, "Mamma, ek wil ook verseker weet dat Jesus in my hart is asseblief." Nou Mary was dieselfde ouderdom as sy. Toe ons by my suster se huis in die by die see vakansie, ons hou huisgodsdiens. Sy kom na die tyd na toe my, sy sê vir my, "Papi, ek wil ook Jesus in my hart hê asseblief." Ek lei haar deur die Here se genade na hom toe. Sy loop daar heeltyd so, sy sê, "Jesus is in my hartjie, Jesus is in my hartjie." Loop sy so. En daar het sy die eer om haar eie kind, die al twee van hulle, na die Here te kon lei. God bly getrou. Maar hoe getrou is ek en jy? Terwyl hulle almal verwag het ek al begin bid, Here, vervul hulle al reeds met die Heilige Gees in die moederskoot. En vandag dien hulle die Here. Wat 'n voorbeeld, 'n getuienis, gaan ek en jy nalaat as ons sterwe. Wat het jy vir jou kinders gegee terwyl hulle in 'n krisis, 'n situasie? Hoe het jy dit hanteer? Het eie ervaring. My ma en my suster, altyd wat nou in die hemel is, sit die dag en dan praat oor die besigheid en die krisis. Mary was ook nog baie klein, sy sê, "Anna, weet jy as ons sulke krisisse het, dan bid ons vra vir Jesus en dan beantwoord hy ons." Sy kom vertel my, sy sê, "Dis wat jou kind vir my sê, my ou broer." Ons is nie sonder foute nie. Elkeen van ons is sonder foute, want 1 Johannes sê, "Moet nooit sê jy is nooit weer sondig nie." As jy sê jy sonder foute sê, dan sê jy God is 'n leienaar. Maar asseblief, as ek en jy foute maak, maak reg. Maak reg. Hier in die gemeente. As julle nie eensgesind is en mekaar begin ondersteun en vir mekaar bid en dat ons betroubaar is nie, gaan dit sink. As julle nie julle leraar en sy gesin ondersteun nie, gaan ons sink. Ek weet met baie predikers en leraars saam van 'n gemeente wat hulle uitmekaar uitskeer. Want die dominee of die pastoor of die evangelis is altyd die vark in die verhaal. Terwyl my eie hart nie skoon is nie.
Hulle gaan deur dieselfde krisis soos ek en jy. As jy nou moet eerlik sê vandag, staan ek en jy, gees, siel en liggaam rein voor God. Beywer ons werklik om te doen dit wat God van ons verwag. Ek gaan met een voorbeeld afsluit. Ons is op pad, die kinders is baie klein, ons is op pad na 'n konferensie toe. 'n Maatskaplike werker bel my en sy sê vir my, hoor jy, ek het 'n meisie hier so jong. Sy is 'n sataniese heks gewees, maar sy wil uitkom. Kan jy haar help? Ek sê maar, hey, die Here kan haar help. Ons sal haar met die Here se genade gaan sy help. Dis nou 'n lang verhaal op sy eie, maar op die einde het sy by die Here uitgekom. Hulle was so kwaad vir haar, omdat sy na Christendom toe bekeer het. En gewoonlik sê hulle, okay, jy is die volgeoffer, jy word nog 'n sacrifice. Want jy het nou vir Lucifer gedrop, en jy het nou hier leen van die Jesus ervaar. Dit is my interessant. Hulle sal, ek vra altyd vir hulle, vloek julle die moslems? Nee, vervloek julle daai, nee, daai geloof, nee. Ek sê, nou maar, julle sê Jesus is dood. Nou, hoe kan die dooie God vir julle gevaar wees? Hoekom vervloek julle net hom? Sê vir my. En dis waar die ding begin draai. Hoe kan jy nou iets vervloek wat dan dood is, as jy is in die lewe? En sy het so opgestaan vir die Here, daai kind, Hulle keer daar eendag voor by 4-rigting stop. Hulle haal uit die kar uit. Hulle kan nie haar lewe neem nie, want sy behoort aan die Here, maar hulle vat lemmetjies. Dan skerf hulle voetsole af. Sê hulle, jy wil mos nie ophou praat oor die Jesus van jou nie. Hulle kan nie die woord Jesus eintlik sê nie, maar jy wil mos nie ophou nie, kerf hulle dit af. En 'n ander predikant broer vir my, wat nou in die hemel is, toe hy na geklop het deur, hoe staan sy daar in daai plas bloed. Al daai voetsole afgesny. Want sy weier om op te praat oor Jesus. En dis ook 'n kind wat daar beland het, omdat die ouers so besig was met hulle besigheid, dat hulle kind eensaam geraak het, vervelig geraak het, verkeerde goed begin die mekaar kyk op die televisie en so aan. En sy het die boetie gehad, en hy is dood op die destydse Gresbosoorlog. En sy treur oor hom. En dan verlang sy nou, maar gaan sy in die aande, wanneer hulle nie by die huis is nie, dan gaan sy, loop sy in die begrafplaas, so gaan sit sy by sy graf. Dan sê sy, ek verlang na my boetie, en Medi kry sy hierdie klomp ouens met die swart cloaks wat hier by haar staan, en sê, en nou, nee, ek verlang na my boetie, maar ons kan laat jy weer met hom praat. Boeps, daai te lang. Die afwesigheid van ouers. Ek weet ons werksomstandighede is moeilik, alles, maar terwyl jy grondslag kan lê, doen dit. My vraag aan jou is, terwyl jy in hierdie deurgangstyd het, genadetyd het, waar staan jy regtig met die Here? Jy weet, baie ons sê, ag jonge, hierdie kerk, hierdie gemeente van ons is dood. Die gemeente is dood omdat jy dood is. Lidmate is dood, daarom is die kerk dood. So jy kan maar vir jouself die vraag vra. Jou tong. Wat beteken hy vir die Here? Spreek hy lewe in Jesus Christus of spreek hy dood? Sy dood spreek is die duiwel. Ons kan maklik die duiwel skuld, ja, die duiwel is nou weer, hy wil is 'n man, jy het 'n keuse gehad. Die Here dwing jou nie in die hemel in nie, sy begeerte is jy moet kom. Maar net so gaan jy nie in die hel in dwing nie. Jou keuse. Jy kan nie kies terwyl jy lewe, want jy gesterwe het, jy bestemming. Ek
Ek weet baie ons is nou weg vir die naweek op ander geestelike goed, maar weet jy wat? Jy sê vir party lidmate as hy verbyry op dag dan sit op die stoep en waai hulle vir jou. Maar is hulle gewoonte. As dit vakansiedag is, gaan ek nie kerk toe nie. Ons gewoonte is, ons gaan net die oggend, ons gaan nie sondae vergeet dit. Klaar besluit. Ek sondae gaan ek nie kerk toe nie. Ja, dit raak onveilig. Dit is onveilig baie waar. Maar as dit 'n vakansiedag is en ek is by my huis, terwyl ek by die huis van die Here kan wees, gaan dit aanvaarbaar wees vir God? Gaan dit aanvaarbaar wees vir hom? Dis hy wat vir jou sorg. Dis hy wat jy deurdra. Ons verwag baie dat ander ons vir ons moet bid, maar ons bid nie vir hulle nie. Want ek hou nie van hom nie. Ek hou nie van haar nie. Jou hart is vuil. Baie mense sit binne in die kerk met 'n goddelose, bose hart in hulle binneste. Hulle die skyn van godsaligheid, maar hulle verloon die werke daarvan. Moenie uitstel om reg te maak nie. Jy is vandag dalk uitgenooi as 'n besoeker hierso. Weet jy wat? Die Here het 'n afspraak met jou. Dis hoekom jy hier is. Dis hoekom jy hier is. God het 'n afspraak met jou. En mag die Here werklik waar vir elkeen van ons help. Dat ons net so 'n bietjie begin kyk, hoe lyk ek as daar deur God se oë na my gekyk word? Hoe lyk ek? Is dit vir my aanvaarbaar? Toe Jesus in die kruis gehang het, het hy elke ding gesien wat ek en jy sou doen. En gedoen het. En miskien nog gaan doen. Hy kon afklim met maar hy het nie. Want as hy afklim met sal hy nie vergifnis gelees het nie. Maar die keuse is nou by jou vandag. Wie beheer jou hart en wie beheer jou tong? Dink voordat jy praat. Maar weet jy wat? As jy werklik vervul is met die Heilige Gees van God, gaan jy weet wat is reg en verkeerd, want die Here het klaar in jou hart geskryf. Mag die Here jy werklik help. En ek gaan nou net met 'n gebed eindig en dan gaan daar 'n oorgangslied wees en dan sal ek die seën uitspreek. Vader, U is alwetend. U het lank voor die grondlegging van die aarde al geweet wie sou vanoggend in hierdie diens gesit het en wie sou na die boodskap geluister het. En ek wil smeek, Vader, dat U deur middel van die kragtige werking van U Heilige Gees elkeen net weer sal hulle lewe ondersoek en sê, hoe lyk ek as dat deur God na my gekyk word? As dat deur sy oë, Here, hoe lyk dit? Ek wonder baie keer of ons sal ooit beleef as ons regtig sien hoe lyk ons as U na ons kyk. Maar ek kom smeek, Here, in die naam van die Seun Jesus Christus, dat die reinigingsbloed sal kom doen, gees, siel en liggaam. Van die kop tot by die voete, Here, elke orgaan, elke senuweepunt, elke gedagte, elke breinsel, dat U dit sal kom was met die bloed van Jesus Christus. En ek wil smeek, Here, dat die alle negatiewe konsentrasie teen hierdie gemeente sal afsny, uitkanselleer en omswaai in positiewe dinge, Here. En Here, dat die wat negatief is, dat U hulle siele sal red en dat hulle sal besef Jesus Christus is die Here. Amen.